weer. Dit is sommer weer lekker om vanoggend saam met julle te kan gesels en die goeie nuus met julle te kan deel. Dit is juist deel van die groot opdrag van Jesus voordat hy opgevaar het na die hemel, dat al die kinders van Jesus die evangelie sal verkondig, totdat hy weer eendag terug sal kom om ons te kom haal. O jene, hier is Tannie Wilma ook. Ekskuus dat ek so voorbarig is, maar ek is so opgewonde dat dit Pinkstertyd is en ons moet nou vrolik wees. Hallo Maraai, ja, toe die Heilige Gees uitgestort is die kerk van die Here gebore. Dit is die kerk van die Here se verjaarsdagtyd. Maraai, jy is vir ons almal so 'n goeie voorbeeld vanoggend, hoe om die stories van Jesus te vertel met blydskap wat die Heilige Gees vir ons gee. Die Heilige Gees is immers die een wat ons toerus en ook die krag gee om die woord van die Here te verkondig. Tannie Wilma, jy is altyd so goed om te verduidelik. Vertel net gou weer vir my en die maatjies asseblief, wat is die Heilige Gees? Maraai en al die maatjies. In Johannes 14 vanaf vers 15 tot 17 in die Nuwe Testament lees ons oor die belofte van die Heilige Gees. Die disippels was baie hartseer toe Jesus vir hulle vertel het dat hy sal moet weggaan. Die disippels was so bang en onseker gewees. En Jesus het vir die disippels vertel wie die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is die raadgewer, die Gees van waarheid. En hy is ook die leermeester, net soos 'n skooljuffrou of meneer. En hy is ook ons helper en hy vertroos ons ook wanneer ons dit nodig het. Maar Maraai en maatjies, kom ons gesels verder oor wat gebeur het. Ja, Tannie, vertel asseblief. Nadat Jesus opgestaan het uit die dode, het Jesus binne die volgende 40 dae voor hemelvaart aan die disippels en ook ander persone verskyn. Jesus was nie meer dood nie, hy het hulle gewys dat hy leef. Die disippels was baie bly. Jesus het hulle mooi verduidelik oor om aan 'n kruis te gesterf het vir 'n verlore wêreld se sondes, die enigste manier was om vir ewig die wêreld van sondes te gered het. Hy moes ook gehoorsaam wees aan die Vader, al was dit vir Jesus hoe moeilik gewees. Die disippels het geluister en dit verstaan. Jesus het vir hulle gesê dat hulle nie hoef bang te wees nie, want wanneer hy sou opvaar na die hemel om ons hemelse huis gereed te kry, het hy beloof om ons nie alleen te los hier op aarde nie, maar dat hy die Heilige Gees by ons sal los om binne in ons te kom woon. Dit was 'n belofte. Vir 40 dae het Jesus nog saam met die disippels rondbeweeg en Jesus het die disippels gelei na 'n plek met die naam van Betanië. Jesus het die disippels geseën en bemoedig en hy het hulle opdrag gegee om aan te hou om die evangelie te verkondig, dat Jesus alle mense liefhet en wanneer hulle Jesus sou aanneem, dat hy hulle sondes sal vergewe. Hierdie opdrag moes die disippels oordra van die een generasie tot die ander generasie, totdat Jesus weer eendag terug sal kom om ons te kom haal. En Maraai, tot vandag toe is ek en jy deel van hierdie opdrag. Jesus het beloof dat hy hulle nooit ooit alleen sou los nie. Sjoe, dis awesome. Ja, en daarna het Jesus opgevaar na die hemel om aan die regterhand van God te gaan sit. Maraai en maatjies, vereers gaan ek die storie nou net hier stop en volgende Sondag sal ek die storie verder vertel van wat toe verder in die bokamer gebeur het. Tannie Wilma, dit is darm 'n baie interessante Bybelstorie. Nog nooit van tevore was daar so 'n storie nie. Die disippels was nogal bevoorreg geweest om dit te kon sien. En die Heilige Gees het hulle gehelp om die storie neer te skryf, sodat ons dit vandag kan oorvertel vir al die mense. Maraai, maatjies, mammas en pappas, vandag het ons die versekering dat wanneer ons Jesus Christus aangeneem het, kom woon die Heilige Gees binne in ons. En ek wil afsluit met wat oom Paulus geskryf het in 1 Korintiërs 6 vers 19, wat sê, hy het gesê, verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Nou Maraai,
Dit sê dat ons liggame is die huis van die Heilige Gees. Hy woon binne in ons en daarom moet ons nie sonde doen nie, maar ons moet ons lewe skoon hou en Jesus volg en met elke dag van ons lewe. So vandag kan ons vir Jesus dankie sê dat hy die Heilige Gees vir ons gegee het. En as jy nog nie vir Jesus aangeneem het nie, kan jy besluit om Jesus in jou hartjie nou aan te neem. Amen. Maatjies, mammas en pappas en ook al die ander kykers, as jy vandag 'n besluit wil neem om Jesus Christus aan te neem as jou redder en jou koning en jou Heer, kom dan bid ons saam met jou vandag. Kom ons bid saam, raai. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag weer eens so lekker kon saamgesels het. Ons wil ook nou graag 'n uitnodiging maak aan diegene wat Jesus Christus wil aanneem. Ons bid dat die Heilige Gees in hulle harte sal werk en dat U hulle sal omvou met U liefde en U genade en dat hulle nou Jesus Christus as hulle koning en Heer sal aanneem. Baie dankie vir hierdie gebeurtenis en dat U ook vir ons beloof het om die Heilige Gees vir ons te gee wat binne in ons harte kom woon. Baie dankie. Ons loof U, ons prys U. Amen. 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 Baie dankie weer eens dat julle saam met ons gekyk het vandag. Ons vertrou dat hierdie boodskap vir jou van groot waarde was en ons vra indien dit vir jou moontlik is om asseblief 'n finansiële bydrae te kan maak, sodat ons altyd vir julle die goeie nuus mee vir julle kan deel. Ons sal na afloop van hierdie video dan vir julle die bankbesonderhede byvoeg en dan ook die opsie vir SnapScan. Maraai? En deel asseblief die video met al julle maatjies en familie oral oor die wêreld en oor die land. En subscribe tot ons YouTube channel met die naam Pastoor Wilma. En hierdie video sal julle dan weer daar kan kyk. En ook toekomstige video's sal julle kan sien. Baie dankie en mag die Here julle ryklik seën. Tot volgende keer. Bye!